Goeiemôre. Dit is vandag 7 Augustus 2026. Lesing 83 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Nou die opskrif van vandag se lesing is verskillende soorte van selfmoord. In die vorige lesings het ons die verskynsel behandel van 'n ou wat so vervloek was dat hy geglo dat hierdie vloeke op hom 'n invloed het en hy toe in 'n diep poel water gespring het. Julle ken die hele storie. En dit is een soort selfmoord. En daarom is dit moeilik om oor 'n selfmoord 'n oordeel uit te spreek. Ons weet dat selfmoord uit al die inligting wat ons oor die afgelope 20-25 jaar gekry het, is seker een van die moeilikste lewens aan die ander kant om verder te vat. Maar dit maak nie dat ons 'n oordeel kan vel nie. Ons moet baie goed onderrig wees in hierdie verskillende soorte selfmoord om dan daaroor iets te sê. En dit is elkeen van ons wat hier sit, het seker iemand wat ons ken of in ons familie wat selfmoord gepleeg het. En die laaste ding wat jy nou moet gaan doen met die kennis is om op jou familielede oorblywendes wat nog treur oor die ou vir hulle te gaan beskuldig en sê hoe sleg dit nou met hom gaan en dat julle die oorsaak is en. Dit is nie waarvoor Yeshua ons hierdie inligting gee nie. Hy gee vir ons die inligting sodat ons weet wat aan die ander kant gebeur en dit juis nie met onryp siele deel nie, maar juis die geleentheid dan gebruik om kragtig vir hierdie siele te bid aan die ander kant. Want ons is nie afgesny nie. In die gees is ons by daai vriende van ons of kennisse van ons wat selfmoord gepleeg het. En ons kan vir hulle die boodskap gee. Die boodskap is, vind Yeshua in jou hart, nader hom, bely jou sonde dat jy jou lewe geneem het, want dit is 'n sonde. En dan sal hy jou oprig. Maar omdat daar so min liefde by selfmoordenaars is, wanneer hulle oorgaan, is dit ook baie moeilik om daai liefde te laat ontvlam. Jy het regtig, ek sal nou maar vergelyk wat ons ken, jy gaan nie dit met 'n stukkie koerantpapier in die gang kry nie, jy gaan met 'n ernstige sterk stuk blits daar onder die goed sit, sodat hy kan aan die vlam kom vir Yeshua. Nou kom ons lees hoofstuk 1:5-2, verskillende soorte van selfmoord. Yeshua is aan die woord. Ook by selfmoordenaars vind jy verskille. Iemand wat sy eie lewe neem, omdat iemand anders sy groot hoogmoed te veel verneder het, en hy nie kan sien om hom te wreek nie, maak hom skuldig aan 'n erge soort van opsetlike selfmoord. 'n dergelike motief van selfmoord kan aan 'n siel nooit volledig goed gemaak word nie. 1000 maal duisende jare is nodig om so 'n siel so ver te bring, dat sy ten minste 'n vel oor haar dorre, van alle liefde ontblote skynbare beendere het, om nie eers te praat oor die beliggaaming van haar hele wese nie. Want die beliggaaming is juis 'n produk van die liefde en wek ook weer liefde op. Ons het nou gesien met die een voorbeeld dat die ou soos 'n geraamte aan die ander kant aangekom het. En nou sê Yeshua mense wat in hulle hoogmoed gekrenk geword het. Sê nou maar 'n meisie het 'n ou afgesê. Dan is hy so gekrenk of sy het hom nou 'n ander ou gevat. En sy hoogmoed kan dit net nie hanteer nie en hy wil ook nou nie haar doodmaak nie, nou maak hy homself dood. Hier staan dit, 1000 maal duisende jare beteken 1000 maal 1000 is miljoene jare. Gaan daai siel versmag in bitter swaar omstandighede
voordat daar moontlik 'n vel oor daai geraamte gaan kom. Onthou die geraamte verskyning aan die ander kant is juis 'n vorm van nul liefde of bitter min liefde. As iemand na 'n jong vrou kyk wat liggaamlik volmaakte weelderige vorms het, word hy dadelik deur en deur aangegryp deur so 'n gestalte, en sy hart sal direk in van liefde gloeiende verlange koester om hierdie jong vrou syne te kan noem. Hoe gebeur dit? Omdat die liggaamlike aantreklikheid van die jong vrou suiwere produk is van baie liefde, en materie wat gebaseer is op liefde, kan en moet in die medemens dit ook opwek wat dit self ook is. Kyk ons egter na 'n jong vrou wat ontsettend maar is, dan sê ek vir julle dat sy niemand se hart op hol sal laat gaan nie. Heimlik sal mens medelee met haar hê, maar iemand sal nie gou op haar verlief raak. Wat is dan weer die rede daarvoor? Omdat haar beendere met te min van daardie materiaal omhul is, wat 'n produk van die liefde is. 'n Siel wat hier al heeltemal liefde is, sien in die hiernamaals dadelik baie aantreklik, weelderig en dus volgens die vorm heeltemal volmaak daaruit. 'n Gierige en 'n egoïstiese siel sien daar baie maar uit, maar het nog altyd wel 'n bietjie vleis en bloed, omdat so 'n siel tog in elk geval eie liefde het. Maar selfs die liefde het 'n selfmoordenaar nie. Hy het geen eie liefde vir sy lewe nie. En daarom het sy siel in die hiernamaals noodgedwonge die uiterlike van 'n dorre geraamte, en dan hang dit daar nog maar van af, of dit 'n menslike of 'n dierlike geraamte is. Ek het dit gister vir julle verduidelik, dat die geraamte van 'n mens staan op 'n heel wat hoër trap as die geraamte van 'n dier. Nou, terwyl ek die goed gister gelees het en ou bepeins dit, dan sien jy waar hierdie groot verslankingsbeweging van die wêreld vandaan kom. Waar het hy sy oorsprong? By Satan. Want hy wil die mense so maar as moontlik maak. Al die tydskrifte wys dat die meisie so maar as moontlik moet wees, en is nou veral nog erger in hierdie tyd as wat dit was toe ek 'n jong man was. En dit is absoluut alles wat Satan doen, het hy die doel voor oë om die mens se liefde vir die skepping te verdraai, te verwring met iets anders. Wanneer het dit nou geword dat vrouens wat behoorlike kurwes het, moet nou verag word, want hulle is nie geskik vir die voorblaaie van Vogue en ek weet nie wat se ander drektydskrifte Satan beheer nie. Nou kan 'n mens sien hoe diep geestelik hy die mens aanval. En dit raak die norm, dat mans nou, as hy nie met 'n kraai aan die hand rondloop nie, dan is hy die bespotting. En dit is nie so nie. Vader het ons geskape, dat ons die vrouens weelderige kurwes moet hê, en die mans moet sterk gespierd wees, manlik wees. Nie soos vandag se mannetjies wat nou oral loop en hulle liggame afskeer dat daar nie 'n haartjie op is nie, en allerhande ander vroulike opsmik gebruik nie. Dit is hierdie unisex van Satan, wat al in die 50er, 60er jare in die vorige eeu gebeur het, wat nou uitgeloop het in die afgelope jaar of 2 op hierdie verskriklike transfobie of beweging, wat sommer in Afrikaanse trans was 'n trassie gewees in my tyd, beweging, waar nou nie meer eers 'n verskil is tussen man en vrou nie.
dat goed wat rokke dra het baarde, dan sê hulle vir jou, maar ons is vrouens. En jy moet dit nou glo. So, baie belangrik dat hierdie ding dan oorgaan na die ander kant toe. En daai mense bitter swaar aan die ander kant kry. Ek dink, ons het nou gelees van selfmoordenaars, maar wat van iemand wat sy eie geslag uitwis op hierdie aarde, 'n vrou wat 'n man word of 'n man wat 'n vrou word? Hoe swaar dink julle gaan hulle nie aan die ander kant kry nie? Ek weet dat in Joshua se tyd was daar nie sulke nonsens nie. Hierdie ding van transgender het begin in die Rooms-Katholieke kerk, toe hulle die mans ontman het, hulle geslagsdele verwyder het, sodat hulle 'n hoër oktaaf kon sing in daai bose Roomse kore. Dis hoekom tot vandag toe kan ek daai musiek nie verdra nie. En verder het konings dit gedoen, hulle die klomp jong manne, die slawe ontman, dat hulle vrouens oppas wanneer hulle op oorloë trips en ritte gaan. So, hierdie ding kom 'n lang tyd, maar dit het nou 'n gruwel in die wêreld geword. En daai mense gaan bitter swaar kry, want jy was voordat jy hierdie aardse liggaam aangetrek het as 'n kleed, was jy iewers as 'n siel teenwoordig. Maar vanaf jou oer ontstaan wat so ver terug is dat ons dit nie eers kan bepaal nie, was jy manlik of vroulik. Jou geslag is aan jou gegee deur Vader, en dit moet so bly tot in die uiteindelike ewigheid. En nou is dit nie so by baie van hulle. Goed, ons wyk 'n bietjie af, kom ons gaan terug na die selfmoord toe. Vroeger het ons dit al daaroor gehad, dat daar verskillende soorte selfmoord kan wees. En die ergste het ek reeds uitvoerig vermeld. Wel, 'n selfmoordenaar van die ergste soort kom in die hiernamaals nie in die vorm van 'n menslike geraamte tevoorskyn nie, maar in die van 'n draak, 'n slang of 'n wilde verskeurende dier. Waarom? Dit kan julle nou vir julleself tog wel maklik indink. So 'n siel sal nooit meer tot 'n volledige lewensvolleinding kan kom nie. Dis 'n verskriklike oordeel op 'n siel wat hierdie tipe van selfmoord gepleeg het. 'n draak is 'n ding wat bestaan het, maar wat uitgesterf het. Dit is basies 'n ding met pote, met 'n slangagtige lyf en 'n kop. En binne in die kop, Joshua beskryf dit iewers, is daar 'n fosfor klier of wat ook al, wat maak dat hierdie ding lyk asof hy in die brand is en dat daar rook by sy neusgate uitkom. Die Chinese was baie bewus van hierdie goed, want hulle aanbid die goed tot vandag toe nog. Hulle is verskriklik vol van draakaanbidding en al die ander dinge wat daarmee saamgaan. Maar let wel dat die draak en die slang is koudbloedige wesens. En dit stem ooreen met die koudbloedigheid van 'n selfmoordenaar. En dan kry jy dit ook nog dat dit wel warmbloedig is, maar 'n wille verskeurende dier, soos 'n tier of 'n luiperd of 'n leeu of 'n hyena of 'n wolf of iets in daai lyn. Maar hy kom baie laag op die orde van die sieleleer aan die ander kant aan. En dis hoe hy is, want hy daai eienskap wat in hom is, en ek het verduidelik dat alle siele, alle diere en plante en minerale in hulle het, hy het daai siels eienskap het hy laat oorheers in sy lewe. En omdat die ding oorheers het, is dit die ding wat verskyn aan die ander kant. Kan nie anders doen. Daarnaas is daar mense wat selfmoord pleeg uit jaloesie oor 'n maagd, wat buite haar skuld 'n ander beter geval as die jaloerse man
wat haar by elke ontmoeting kwel met allerlei verwyte en haar van ontrou beskuldig, iets wat nooit in haar opgekom het nie. So iemand kom in die hiernamaals te voorskyn as die geraamte van 'n wolf, 'n hond of 'n haan, omdat die karakter van hierdie diere die verstand en die wil van so jaloerse dwaas beheers. As voorafgaande inkarnasievorm bepaal dit die eintlike vernaamste karaktertrekke van so 'n siel. Ook hierdie selfmoordenaar sal later baie moeilik tot enige lewensvolleinding kom. Wat is dan die lot van hierdie siele wat nou aan die ander kant is, en daar sal seker miljoene van hulle wees, indien nie miljarde nie. Dank Vader vir hierdie skepingsperiode wat nou ten einde loop. Hierdie 6000 jaar. En die skrif is vir ons duidelik in die boek Openbaring, die laaste 2 of 3 hoofstukke, word hierdie siele wat nou so swaar kry, soos hierdie wolfsiel en haansiel en draaksiele, word dan weer opgeneem deur Vader. Daai siele word uitmekaar gepluk, gestrip soos ons sê in 'n werkswinkel, en plaas hy dit weer in 'n skepping wat duisende jare kan uitstrek, soos hy net gesê het, miljoene jare selfs. En dan word hierdie siele weer, kom ek noem nou maar die woord wat ons gebruik, recondition. Wat is dit, Johan? Hulle word oorgedoen. Ons het altyd 'n vrou gehad wat altyd vir Erna wou oordoen. Ek dink nie my vrou het nodig om oorgedoen te word. Maar dis wat gebeur met daai siele dele. Daai hele draakgeaardheid word dan geplaas waar Vader en sy engele dit goed dink. Dank Vader, ons weet nie hoekom en waar en hoe nie, maar ons weet dat hy uiteindelik van so 'n draaksiel wel moontlik 'n lammetjie kan maak. Dan kry hy weer eendag 'n lewe op een van die tallose planete, of as hy gelukkig is en hy die begeerte, weer op die aarde. Maar dit is baie groot nood en lyding wat dit vooraf gaan. Want hierdie siel is in 'n mate bewus van al daai kwelling wat sy moet deurgaan deur al daai verskillende forme. En ons wens dit niemand toe nie. Dan is daar selfmoordenaars wat heimlik 'n vreeslike misdaad begaan het waarvoor, soos wat hulle weet, 'n smadelike en pynlike doodstraf gestel is. Hulle weet dat hulle misdaad aan die lig moet kom. Maar wat gebeur daar dan meestal? So 'n heimlike misdadiger raak uit groot angs en 'n te regte gewetensnood volledig vertwyfel en hang homself op. So 'n siel verskyn in die hiernamaals as 'n skelet van haar voorgaande bestaansvorm, soos byvoorbeeld die van molle, akedisse en skorpioene, wat almal op 'n hoop saamkoek, met daaromheen 'n vurige ring, meestal in die vorm van 'n gloeiende reuse slang. Ook die vurige ring behoort tot 'n vorige bestaansvorm van een en dieselfde siel en is daar 'n intelligensie deeltjie van. So hier is nou nog 'n baie erger voorbeeld, want as jy op die trappe van die diereryk kyk, dan sal molle, akedisse en skorpioene baie laer wees as byvoorbeeld honde, haan en 'n wolf, en definitief ook laer wees as die draak en die slang. Het is interessant dat hierdie akedis, skorpioen en molle is almal ondergrondse goed. Hulle leef in donker en duisternis. Hulle wil nie daar uitkom nie, want dit is hoe hierdie ou se siel was.
wat homself gaan doodmaak het, as gevolg van 'n verskriklike ding wat hy gedoen het. In my tyd, toe ons klein was, het ek ervaar, want dit was my skoolmaats se pa, wat 'n polisieman was, is gevang in Ontig met 'n swart vrou. En daai skande was so groot vir hom, dat hy sy lewe geneem het. En as kind onthou ek dit nog, want dit was in daai tyd 'n verskriklike groot skande, wat vandag nou algemeen is. En niemand knip eers meer 'n oog nie. Ander ding is waar jy dalk 'n moord self gepleeg het, en nou die straf wil ontkom, dan hang jy jouself, of wat ook al manier jy gebruik. So dit is die verskillende toestande van mense aan die ander kant. Vers 8, kortom, as 'n siel eenmaal op grond van 'n slegte opvoeding geen enkele liefde, ook geen eie liefde meer het nie, is ook die hele siel deurdronge van die ergste vyand van die lewe, naamlik die hel. En daardeur word sy self 'n vyand van haar eie lewe en bestaan, en probeer dit altyd op die een of ander pynlose wyse vernietig. By so 'n totale vyandskap ten opsigte van die lewe, moet ten slotte die lewe wel geheel uit sy voë gelig word, en in die hiernamaals kan so 'n siel dan onmoontlik anders sigbaar word, as algeheel teruggebring tot die vorms, wat oorspronklik aan haar ten grondslag lê of gelê het, en dit slegs as skelette sonder vleis, wat slegs die noodsaaklike oordeel in hulle dra. 'n Skelet is weer eens 'n geraamte, maar mens praat nie van rotte en molle en muise as geraamtes, jy praat van dit as skelette. Sowel by mens as dier is die bene die deel wat die meeste geoordeel is, die hardste is, en sodoende die minste liefde bevat. Omdat daar in die bene, soos in 'n klip, geen liefde vir die lewe kan wees nie, bly dit ten slotte, hoewel slegs in die substansiële sielevorm, oor as dele wat die liefdeloosheid uitdruk, en waarin daar nooit enige liefde kan wees nie. Dis nou die skelet wat nou verskyn, of die geraamte aan die ander kant. Dit is nou nie been soos ons been ken, wat jy wat hard is, wat jy met 'n hamer moet stik en slaan nie. Dit is in die geestelike sfeer been, wat dan 'n geestelike hardheid het, wat ek nie verstaan nie, want ek was nou nog nie daar nie. Maar beendere van mense is altyd nog beter in staat om hulle met lewe te omklee as beendere van diere of selfs chitinpansers van insekte en kraakbeen en grate van amfibieë. 'n chitine of 'n chitin is 'n blink horingagtige omhulsel van die buitelywe van insekte. As 'n selfmoordenaar op die hiervoor beskrewe wyse in die hiernamaals verskyn, kan jy jou wel voorstel hoe moeilik dit sal wees en hoe lank dit sal duur voordat so 'n siel ook maar so ver kom om in 'n menslike geraamte oor te gaan en vervolgens uit homself 'n vel en selfs vleis te kry. Ek dink as 'n mens net daaraan dink, as jy in hierdie insektevorm aan die ander kant kom, is dit amper feitelik onmoontlik. Maar by Elohim is alles onmoontlik, wat ons nie altyd verstaan. Maar nou reis by julle die vraag, of so 'n siel ook pyn ly. En ek antwoord julle, by tye die grootste en brandendste pyn, en soms weer heeltemal geen. As sy om weer tot lewe gewek te word, dis nou die siel van so 'n insekmens,
wat nog altyd moontlik is, in 'n sekere sin wakker geskud word deur geeste, wat haar daarvoor benader, voel sy oral 'n brandende pyn. Kom sy egter weer tot rus, dan het sy geen gevoel of bewussyn, en dus geen enkele pyn nie. Daar is verder nog baie soorte selfmoord, waarvan die gevolge nie so kwaadaardig inwerk op die siel, soos beide die hiervoor beskreven is nie. Vir die siel het egter geen enkele selfmoord goeie gevolge nie. So belangrik om dit vir jouself te hou, en daaraan te dink wanneer die selfmoordgedagtes in jou opkom, wat natuurlik altyd van die kant van Satan kom. Vader sal nooit gedagtes in jou hart plaas om jou lewe te neem nie, nooit nie. So dit is Satan se manier, en dan beland jy in sy domein. Hierdie insekte, hierdie molle, hierdie wolwe en honde en hane en drake en slange, siele wat aan die ander kant so verskyn. Ons sien dit as demone, want dit is gewoonlik 'n vermenging van die goed. En hulle is in die hel. Hierdie hulle is in hulle eie hel. Hulle die hel vir hulle self geskep deur hulle liefdeloosheid. En nou word hulle genader deur geeste, nie altyd Vader se geeste nie, maar ook demoniese geeste wat toegelaat word. En dan kry hulle hierdie verskriklike pynaanvalle. Dit is iets wat sekerlik ons as mense nie onsself kan indink daaroor nie. Maar dit is gesigte alreeds in die hel. En dit is nog nie eers die heel onderste hel nie. Maar alreeds met dit wat ons hier gekry het, die kennis, wil nie een van ons daar kom nie, en wil ons nie 'n kind daar hê, of 'n ouer, of 'n vriend nie. En ons moet hulle waarsku hieroor, sodat hulle dit nie gaan doen nie, want baie selfmoordenaars dink as ek nou 'n einde aan my lewe gemaak het, dan is dit asof ek gaan slaap, ek weet van niks vir ewig nie. Dis juis nie so nie. Vers 13, die waaroor Matthäel gepraat het, was nog een van die beste soorte. Vandaar dat die siel ook maklik en behoorlik vinnig tot lewe gewek en gered kon word. Maar so 'n siel behou tog altyd 'n swak plek. En dit bestaan uit die feit dat sy byna nooit meer volledige kunskap van Elohim kan bereik nie. 'n Siel wat selfmoord gepleeg het, kom bykans nooit hoër as die saliges van die eerste, buitenste en derhalwe onderste hemel, of selfs maar tot aan die grense daarvan nie. Nou die grense daarvan is, of aan die grense beteken buitekant, en dit is dan in die boonste hel waar hulle kom. Dit is die plek wat gereserveer word vir hierdie selfmoordenaars. Aan die boonste hel, rakend aan die onderste hemel. En hulle vorder baie moeilik. Dink nou aan daai een wat in die geraamte rondgedryf het. As sy seun nie ook daar gesterf het nie, wat natuurlik die wil van Vader was, sodat hy sy pa kon help, dan het daai siel in daai water gedryf vir oneindige tye. Maar deur die warmte en die liefde wat sy seun vir hom uitgestraal het, daai vloeke weggeklap het, in die vorm van eende, swart eende, het hy hierdie siel kon optel en uithaal en op die wal neersit. En tussen daai twee sou daar 'n verskriklike groot vader-seun band nou ontstaan, wat gemaak het dat daai geraamte nou geklee word. En dan sal hulle wegkom van daai rivier waaruit gesterf het. En Vader se engelgeeste, want die seun het begin roep na Vader toe, hulle het hulle eers klere gebring, en dan sal hulle vat na 'n beter plek toe, waar soortgelyke siele soos hulle is, en waar hulle mekaar kan help. En hoe meer hulle mekaar help, hoe meer liefde kry hulle, hoe meer verander die aapvorm van die seun na 'n groot 'n volwasse mens toe,
Die geraamte van die pa kry vleis aan, verander ook in 'n mens. Sy diep gesonke oë wat ons gelees het van, gaan verander en hulle gaan almal weer 'n mooi aansien hê en gelukkig lewe. Maar nou kom Vader en hy sê, bitter min van hulle kom hoër as die onderste hemel. En dis hartseer. Maar wat daarom daarby gesê kan word, is dat hulle baie gelukkig daar sal wees. As jy nie weet nie, dan sal jy nie daarna verlang nie. Is soos ons op aarde. Ons word nie alles gewys in die hemele vir al die mense nie. Hier en daar kry mense insig. Want as ons dit weet, sal ons nie 'n oomblik verder hier wil leef nie. Ons sal daarheen wil gaan. En dan is ons doel nou tot niet op aarde, want ons moet hier help, waar nood is. In die eerste, die wysheidshemel, is die onderste hemel, kom meerendeels maar net siele van alle ander hemelliggame. En van hierdie aarde kom daar siele van die wyse heidene, wat volgens hulle kennis wel uiters gewetensvol en regverdig geleef het, maar ook in die hiernamaals niks van my persoon wil weet nie. As hulle egter na verloop van tyd tog iets aanneem, kan hulle wel in die tweede, dis hoëre of die middelhemel opgeneem word. Maar in die derde, binneste en hoogste, die eintlike liefdes- en lewenshemel, kom hulle nooit as te nimmer nie. Want daar sal slegs diegene kom, wat reeds die volle kunskap van Elohim bereik het. Dit is die hemele vir sy kinders. Die ander in die middel en in die onderste kan werktuie wees, diensknegte, of maar net mense wat daar rondhang. Wat nou wel daar gekom het, dit is heidene wat nie sleg geleef het nie, maar wat Yeshua nooit geken het nie. En wat beteken nie sleg geleef het nie, beteken in werklikheid wat in liefde in sy omgewing geleef het. Al was hy 'n heiden gewees. 'n Heiden per definisie wat Yeshua nie ken en aanvaar nie. En dit is die hartseer van mense wat die skrif ken en wat hang aan die Ou Testament of aan die wet as dat dit vir hom die alles alfa en omega is. Hy's 'n heiden, want net 'n volgeling van Yeshua, wat algemeen Christen genoem word, maar wat nie meer vandag die ware Christus volg nie. Ons noem hom maar die Messias en ons noem onsself volgelinge van die ware Messias. Al die ander gaan dieselfde lot deel as heidene. En dit is so hartseer dat hierdie harde veroordelende Israeliete gaan hulle doodskrik wanneer hulle in die onderste hemel aan die onderkant, hy noem dit die aankant, gaan uitkom by aanbidders van Boeddha, Krishna, Mohammed en watter ander gedrog nog. Want almal het een ding in gemeen, hulle ontken die Messias. So asseblief, as jy in die boonste hemel wil inkom, erken die Messias, kry hom lief en begin doen wat hy sê. Ek glo dat dit vir julle nou ook hierdie deur broer Matthäus beskrewe maniere van doodgaan voldoende uitgelê moet wees. Is daar egter vir iemand tog nog iets nie duidelik genoeg nie, dan staan dit elkeen vry om 'n vraag te stel. Dit duur nog maar 2 uur voordat die son bo die horison sal staan. En dan sal ons almal weer iets heel anders onderneem. Wie dus nog iets op sy hart het, moet nou praat. Almal sê, meester, alles is vir ons duidelik. Want na so 'n lewendige manier van uitleg,
kan tog vir niemand iets onduidelik bly nie. En ek sê dit ook vir ons, wat dit nou 2000 jaar later lees en moet verstaan. Ek dink nie hy kon dit duideliker gemaak het nie, dit is duidelik verstaanbaar. Dit is nie in geheimenisse omhul nie, dit is nie in gelykenisse vir ons uitgelê nie, maar duidelik. Ons gaan dan oor na hoofstuk 1:5-3 oor die klip van die wyses. Toe sê ek Joshua, wel aan, omdat ons nog 'n paar uur oor het, moet ons Michael nog 'n laaste sterwensgeskiedenis vertel, wat in sy soort eintlik die moeite werd is om oor na te dink. Maar eers moet Raphael, omdat die oggendskemering al aanbreek, die ligbol na sy plek terugbring, en dan dadelik die beloofde gelyksoortige korreltjies vir Sireneus saambring. Ek herinner julle dat daar 'n groot lig van die midde van Afrika gebring was, en wat hierdie mense wat in daai lig gestaan het, in staat gestel het om deur hulle geestelike maagholte te kan sien van dinge wat Joshua hulle in die geestesfeer gewys het. Dit was die doel van die gaan haal van die lig. En toe het Sireneus vir 'n paar klein voorbeelde gevra. Nou sê hy moet dit vir hom bring. Raphael was vinnig daarmee klaar en bring vir Sireneus 7 sulke ligkorrels. Die ligbolletjies wat slegs so groot soos ertjies was, en wat Raphael aan Sireneus oorhandig het, straal egter soveel lig uit, dat niemand daarna kon kyk nie. Want een daarvan gee al soveel lig, dat dit 'n groot saal, as mens dit in die middel daarvan op 'n verhoogde plek sou lê, meer sou verlig as 10.000 felbrandende lampe. Dit is nogal baie sterk. Ons het 'n ligmeeteenheid wat hulle noem kerskrag. Nou hierdie is seker meer as 10.000 kerskrag, want 'n lamp kon al 'n hele en meer lig gee as 'n kers. So dit is ontsettend fel. Nie eers met die tegnologie wat ons vandag het, kan ons so 'n lig genereer nie. Sireneus weet nou nie hoe hy hierdie 7 ligbolletjies moet bewaar nie. En hy vra my om raad, en ek roep Raphael nogmaals om Sireneus iets geskik te gee, om die 7 ligbolletjies goed te bewaar, te kan bewaar. Raphael kom dadelik daarmee aan en gee vir Sireneus 'n kus van suiwer goud, met 'n bietjie steenvlas gevul, lê die 7 bolletjies daarin en skuif die deksel daaroor, wat met 'n sinvolle relief versier was. Toe die 7 bolletjies op hierdie wyse goed geberg was, gee hy hulle aan Sireneus met die woorde: hou hulle vir uself. Laat geen een van hierdie uiters edele klippe ooit die kroon van een of ander vors versier nie, sodat die begeerte van 'n ander vors nie hierdeur na so 'n kroon opgewek word nie, en daaroor 'n oorlog sou uitbreek, waarom duisende mense mekaar soos woedende wolwe, hyenas en beere sou moet afslag, net vanweë so 'n ligbolletjie nie. Sireneus bedank my en ook vir Raphael, wat die dank egter onmiddellik afwys en aan my laat toekom. Maar ek sê, dit is goed dat hierdie saak ook afgehandel is. Sireneus, die bolletjies wat aan jou beloof was, het hulle plek gevind. Maak nooit in die openbaar daarvan gebruik nie, en pronk nooit daarmee nie, ook nie teenoor jou naaste verwante nie. As jy wil profeteer, lê dan die kus op die plek van jou maagholte, dan sal jy heldersiende wees, maar niemand mag verder weet, dat jy deur die besit van hierdie klippe profetiese gawes gekry het nie. Die volk moet die profesie hoor, en hulle daarvolgens rig, maar hulle mag nooit weet waar dit vandaan gekom het nie. Mag jy ooit iets oor 'n klip van die wyses gehoor het,
dan het jy dit nou hier in die vorm van hierdie 7 bolletjies, maar slegs vir jou en verder vir niemand nie. Sirenius sê, meester, maar as ek sal sterwe, wat moet daar dan met die 7 bolletjies gebeur? Yeshua sê vir hom, dan gee jy hulle aan Josua. Josua was 'n jong seun wat opgewek is uit die dood na 18 maande. Dit was net 'n geraamte wat daar was. En die sal wel gewaar word wat daarmee tot heil van die wêreld gedoen moet word. Maar nou niks meer daaroor nie, en jy broer Mattheel, begin met jou verhaal, want dit het vir julle 1000 maal groter waarde as 100.000 van sulke ligklippe. Begin nou, maak dit kort, sodat die sonsopgang ons nie steur nie, wat vandag uiters gedenkwaardig sal wees. Einde van die hoofstuk. Nou as iemand nou hier sit en sê, ja, hierdie goed van blinkklippies wat so sterk lig gee. Kyk nou daar na die borsplaat van daai hoëpriester. En daai borsplaat is versier met 12 verskillende klippe. Dan het hy nog 'n skouerkleed, wat ek sien die ou nie ingeteken het nie, wat nog 'n diamant en 'n rubyn het. En dan, wanneer die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het, ag nee, selfs as hy voor die gordyn, wat skeiding gemaak het tussen die heilige en die allerheiligste, gaan staan het en met Vader gekommunikeer het, met Vader se gees, wat bo op die versoendeksel van die verbondsark as 'n ligkolom of 'n ligpilaar geskyn het, dan kry hy antwoorde vir hom gedikteer en word so 'n meganiese kommunikasie moontlik tussen die aardse mens, die volk Israel via die hoëpriester en die hemelse orde. En daar was baie reinigingsvoorskrifte, dit kon nie sommer gebeur nie. Maar hierdie ligte wat Vader nou vir hierdie man toevertrou het, het dit dan makliker gemaak vir hom om deur te breek na die geestessfeer toe. En uit die hart van die saak sou Sirenius nie sommer net lawwe vrae gevra het nie. Hy is in elk geval goed tereggewys daaroor. En sou hy vra van belang vir sy volk. En dit is hoekom Yeshua vir hierdie leier, tweede in bevel van Rome, so 'n gawe gegee het, want hy kon hom vertrou. Eenvoudig soos dit. Sirenius het Yeshua al geken van baba af. En vandat Herodes hom wou vermoor, was hy instrumenteel om Yeshua veilig te hou. Hy het selfs vir hulle verblyf in Egipte betaal. Hy het hulle onderhou, hy het hulle besoek daar by die huis. En hy het hulle weer teruggebring na Israel toe, na Nasaret toe. Baie dankie. Ek het nogal baie geleer uit hierdie selfmoord inligting. En mag ons dit aan die oor hak vir ons lewens vorentoe, om juis dit nie te doen nie. Baie dankie.